Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Ek dink as hy nou beter. Baie welkom by die erediens vanoggend. Dis lekker om hier saam te kan wees. Ons het 'n paar seisoene al gehad vanoggend, lyk dit my. Is bietjie koeler vanoggend, maar dis ook lekker. Dit is nie so bedompig nie. Daai geluid is nog steeds daar met tye wat so 'n bietjie fluit. Party sê hulle hoor dit nie, ander hoor dit weer. Maar ons moet maar dalk moet ek net bietjie harder praat en ons moet harder sing en so aan, dan hoor ons dit dalk nie. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ons is hier saam as een liggaam, die liggaam van Christus, en dit is ook wonderlik om net weer hier saam te kan kom, Jesus se opstanding te kan vier. Ons dit is maar moeilik om 'n stamer te wees. Hulle is treurig. Ek weet nie wat gaan aan nie. Die haie sukkel ook, maar die bulle en die leeu's ondersteuners is gelukkig vanoggend. So dit wys mens maar dit kan baie verander in 'n seisoen. Mens weet nie wat kan gebeur nie. Maar ons is dankbaar dat die Here ons ook weer deur die week gedra het, dat ons hier saam gekom het vanoggend. Ons is so dankbaar vir sy liefde en genade. Kom ons groet net mekaar. Hier's dalk ook besoekers vanoggend. Groet die om jou. Ons is 'n familie in Christus. En ek wil vra of hier enige besoekers is vanoggend. As jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Ons wil 'n kruisie gee wat sê welkom by Nooit Gedagte. Daar so is 'n hand om Attie. Ek sien nie nog hande nie, maar daar so teen die muur is 'n hand. Dankie. Baie welkom hierso. Ons kan ook net 'n paar oomblikke vat en net bewus raak van dat ons nou hier saam in God se teenwoordigheid is. Ons vergeet dit soms, ons is besig. Ons fokus op klomp dinge. Maar God is teenwoordig, ook hierso vanoggend. Kom ons raak net bewus van dit. En dis 'n voorreg om so in God se teenwoordigheid te kan wees. Ons Hemelse Vader, ons dank U dat U getrou is, dat U vir ons sorg, dat U ons liefhet. Ons dank U, Here, dat U teenwoordig is. Ook al is ons nie bewus daarvan nie. Ons is baie dankbaar daarvoor, Here. Maar ons wil op U bly fokus. So vanoggend is dit weer vir ons 'n uitnodiging om terug te draai na U toe. Here, die wêreld, daar's klomp invloede. Ons aandag is op klomp plekke, Here, deur die week. Maar ons het veral U nodig. Ons het nodig om in 'n verhouding met U te lewe. So ons bely ook vanoggend, Here, ons is afhanklik van U. Kom help ons, Here, om so te lewe. Om weg te draai van wat sleg en verkeerd is. Om na die lig toe te kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit 1 Petrus 2 uit die Boodskap vertaling. Julle was so skape wat verdwaal het, maar nou het julle pad teruggekry tot by die skaapwagter. Hy sal julle goed oppas en mooi vir julle sorg. Dit is daarom baie mooi om dit te weet, dat ons is nie so skape wat verlore is, wat nie 'n skaapwagter het nie. Dit is 'n skaap sonder 'n skaapwagter is baie kwesbaar. Kan eintlik niks doen
hom of haarself te beskerm nie. Ons het 'n skaapwagter nodig en ons is die Here se. Ons behoort aan hom. Ons is sy kudde. Hy sorg vir ons. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan die lied sing, Here, ons sal U loof. Ons sing vers 1 tot 2 saam. Kom ons staan en loof die Here. Ek wil nou hierdie kinders met vorentoe kom. Kom asseblief vorentoe, ons gaan ietsie doen. Ons gaan ook vanoggend die nagmaal vier, maar eers na die preek en so aan. So ons gaan later dit vier, maar julle kan vorentoe kom. Ons wil ook baie geluk sê aan Gerrit wat verkies is as die onder hoofseun by Kabega Laerskool. Baie geluk, Gerrit. Ons is baie trots op jou. Ok, hier is nou 'n tafel ook, so julle moet nou maar so 'n bietjie hier om staan, anders gaan julle nie kan sien nie. Hoe gaan dit met julle vanoggend? Goed? Nee, goed, dankie. Wie van julle, hier's 'n puzzle, die wat nou nie kan sien nie. Wie van julle hou van om puzzles te bou? Paar van julle hou van dit, maar paar ook nie. Ek is ook nie so mal oor 'n puzzle nie. Ek sal dit doen, maar dit vat bietjie lank, veral as dit soos 1000 stukkies is. Jy moet nogals geduld hê, nê. Jy moet nou eers kyk wat 'n stukkie pas waarin, dan kan jy nou hierdie prent maak. So wil julle hierdie puzzle gou bou? Nee. Is 1000 stukkies. Gaan ons dit kan doen? Maklik. Hoopelik. Okay. Wat is die probleem? Daar's net een stukkie in. Wys al vir almal, daar's net een stukkie. Nou kan mense puzzle dan bou. So 'n mens het, wat het jy nodig? Al die stukkies. Al die stukkies, ja. So elke stukkie pas iewers in. En dan saam maak mens hierdie prent. So een stukkie is nie genoeg nie. Weet jy waar sit Anso nou nie? Sy die ander stukkies. Kyk, daar's 'n hele sak nog. So ons gaan nou nie vanoggend dit bou nie, want dit gaan 'n bietjie lank vat. Dit vat tyd. Maar sien julle, maar elke stukkie is anders. Nie een van die stukkies is presies dieselfde nie. Sien julle, hulle lyk anders. Maar elke stukkie het 'n plekkie iewers en help dat die puzzle klaar gebou kan word. Dan saam het mens hierdie prent. Nou, dit sê vir ons iets van ons ook as 'n kerk. Kyk, as julle nou na almal kyk hierso, ons is verskillend. Niemand lyk dieselfde nie. Maar ons is die prentjie wat gebruik word, nê, is ons is een liggaam. Soos jy het een liggaam, jy het nie 5 liggame nie, nê. Ons het een liggaam. Maar hier's verskillende dele. Ons hande, voete, knieë. Jy kan daai
foto wys, Luke, daar's 'n, as ons nou byvoorbeeld, kyk, daar's verskillende dele daar op die skerm, maar dink gou oor die liggaam was net 'n hand, of net 'n oog, dit sal ons nie werk nie, want sê nou maar 'n hand kan vat, maar 'n hand kan nie proe nie, of praat nie, sien, so, die hand doen iets, die oog doen iets, die oor doen iets, maar dit is nie self die liggaam nie. Staan, elke deel, kyk, daar is ons verskillende dele by daai ouetjie se liggaam. Julle het ons elkeen, ons het verskillende dele, maar saam maak al daai dele die liggaam. So jy kan nie nou, ons is elkeen soos een van hierdie dele. Ons is deel van die kerk. Ons elkeen is nodig. Iemand kan nie vir jou sê, omdat hulle sê nou maar die oog is, en jy is die hand, jy is nie nodig nie. Want ons het elke deel nodig. So ons is elkeen deel van die kerk, al is ons verskillend. Julle moenie dink, julle is te jonk, julle is nie deel nie. Julle is ook deel. En ons kan mekaar help, dan kan die liggaam eintlik goed werk. Maar as jy nooit jou hande gebruik nie, of nooit jou voete nie, dan gaan jou liggaam nie lekker werk nie. Verstaan? Of jy maak altyd jou oë toe, dit gaan nie werk nie. Of jy maak altyd jou ore toe, dan gaan jy nooit, niemand kan hoor nie. So elke deel is belangrik. Ok, so ons moet dit onthou. Maar hierdie beeld van die puzzle herinner vir ons elkeen kan 'n verskil maak. Ons kan dit op verskillende maniere doen, maar ons kan dalk iemand anders help. Dan is dit goed vir die kerk. So ons moet nie net een kant wees weg van ander nie. Ons is deel. Hier is nie klomp groepies nie, sien julle? Hier is nie 'n groepie hierso, ons is nou 'n groepie, en daar is 'n groepie nie, ons is een. Ok, dit is soos 'n rugby span. Jy kan nie net speel soos jy wil, en jy worry nie oor die ander nie, of jy wil nooit paas nie, maar jy speel saam. Maar die voorspelers weet wat hulle moet doen, en die agterspelers wat hulle moet doen. Maar die voorspelers kan nie alles doen nie, of die agterspelers kan nie alles, jy moet saamwerk. Jy moet sê, ons het hierdie plan, en ons gaan almal fokus daarop. Dan werk dit goed. Anders is jy soos die Stormers, elkeen wil hulle eie ding doen, en dit werk nie. Dan speel jy nie goed nie. Ok, so julle kan weer gaan sit. So ons gaan vanoggend lees uit 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 21. Maar ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee wat Paulus met die 1 Korintiërs brief en veral hoofstuk 12 tot 14 wou doen. Sy doelwit eintlik was dat daar moet vrede wees, daar moet harmonie wees, heelheid in die gemeente in Korinthe. Hy wou hê hulle moes ophou om verdeel te wees, verskeur. Daai groepe of klieks moes gestop geword het in die gemeente. Dis nie goed vir die gemeente as mense verdeeld is en mense dink dalk party ding ek is beter as ander of ek is belangriker. In die gemeente het hulle byvoorbeeld party gedink as jy in tale kan praat, as jy daai gawe het, is jy beter as ander wat dit nie het nie. Jy is die belangrikste byvoorbeeld. Maar so Paulus wil hulle reg help want niemand moet dink hulle is belangriker as iemand ander of ek is minder belangrik nie. Almal is ewe belangrik en noodsaaklik. 'n Verskeurde liggaam met die ledemate in verskillende hoopies soos die oë hier, die ore daar, dis glad nie hoe dit moet wees nie. Daar's verskillende dele, maar die dele maak saam een liggaam. Elke deel is nodig, elke deel kan 'n bydrae lewer. Elke deel het 'n plek. So daar moet eenheid wees en Christene moet mekaar lief hê en dien. Voor hierdie gedeelte word daar gepraat oor die gawes. Ons elkeen kry sekere gawes of hemelse geskenke. Goed wat ons kan gebruik om die liggaam te dien en op te bou.
So, ons is verskillend, maar ons moet onsself afvra, wat het ek by die Here gekry? Hoe kan ek ander mense daarmee help? Jy het 'n bydrae om te lewe. So in 1 Korintiërs 12 gaan dit oor die geestelike gawes in die kerk en hoe dit gebruik moet word. Dit het probleme veroorsaak aan Korinte. Nou ons gaan lees uit 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 21 en ons hoor dat die kerk een liggaam is met baie dele. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Hemelse Vader, U het ons vandag saamgebring om na U woord te luister, om U met hart en mond te aanbid. Maak alle stemme in ons stil, sodat ons alleen U woord hoor. Open deur U Heilige Gees ons verstand en harte vir U waarheid. Kom met U Gees in ons midde en seën ons. Maak ons vrymoedig om U en ons naaste met 'n opgewekte hart te dien. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So ek lees ons uit die Bybel vir almal vertaling. 'n Mens het een liggaam, maar die liggaam het baie dele. Ja, daar is baie dele, maar die baie dele is saam een liggaam. Christus is ook so. Toe ons gedoop is, het die Heilige Gees vir ons almal saam een liggaam gemaak. Ons is Jode, Grieke, slawe en vrye mense. Maar dieselfde Gees het in ons almal gekom. 'n Mens se liggaam het nie net een deel nie. Dit het baie dele. Die voet sê miskien, ek is nie deel van die liggaam nie, want ek is nie die hand nie. Maar dan is die voet nog altyd 'n deel van die liggaam. Die oor sê miskien, ek is nie 'n deel van die liggaam nie, want ek is nie die oog nie. Maar dan is die oor nog altyd 'n deel van die liggaam. As die hele liggaam 'n oog was, dink julle die liggaam sou dan kon hoor? As die hele liggaam 'n oor was, dink julle die liggaam sou dan kon ruik? Nee. Maar nou het God vir die liggaam verskillende dele gegee. Hy het elke deel gegee soos hy wou. As die hele liggaam net een deel was, dan was daar nie 'n liggaam nie. Nou is daar baie dele, maar daar is net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan ook nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Ons lees net tot so ver. Nou die Heilige Gees is die een wat 'n verskeurde, 'n verdeelde kerk of liggaam weer kom eintlik gesond maak. Daai verskillende dele weer by mekaar aan mekaar kom sit. So eintlik ons moet vra vanoggend ook, Heilige Gees, maak ons gesond. Kom voeg ons weer saam. Kom verenig ons weer in liefde. Ons wat deel is van die liggaam van Christus. Nou ons hoor hier in vanoggend se gedeelte dat mense het een liggaam, maar die liggaam het baie dele. Die baie dele maak nie dat mens verskillende liggame is nie. So ons is een, al is ons verskillend. Al is al baie dele. Al lyk ons nie dieselfde nie. Al dink ons nie dieselfde nie. Die kerk is nie 'n groep van mense wat besluit, ek hou van hierdie mense, so ek gaan nou deel wees nie. Ek kies self wie is deel nie. Ons is verskillende mense, maar ons is saamgevoeg in een liggaam. Die baie dele is saam een liggaam. Dit hoor ons in vers 12. En die belangrike ding is, ons hoor hier in vers 13, toe ons gedoop is, het die Heilige Gees vir ons almal saam een liggaam gemaak. So toe ons gedoop is ons deel gemaak van die liggaam van Christus. Daar is ons al daai sekerheid, ons is deel van die kerk. Maar is die Heilige Gees wat ons saam bind as een liggaam. So hierdie is nie 'n kultuurvereniging, die kerk nie. Dis nie 'n groep waar mense moet sê net seker is welkom, want die Heilige Gees bind ons saam. So dis te danke aan die Heilige Gees dat ons een is, maar ons moet daai eenheid uitleef.
Ons moet dit sigbaar maak. En hier hoor ons is Jode, Grieke, slawe en vry mense. Dis wat Paulus nou gesê het, verskillende mense wat nie self wou meng nie. Die Jode en die Grieke wou glad nie met mekaar meng nie. So, dit is nie mense wat van mekaar gehou het, of wat vriende was, en nou, dit is so is die kerk gevorm. Mense wat heeltemal verskillend was, wat nie met mekaar wou meng nie. 'n Slaaf en 'n vry persoon was heeltemal op 'n ander klas, 'n sosiale vlak. Maar nou is almal saam in een liggaam. So dis eintlik wonderlik, mense sal nie noodwendig sê, amper menslik gesproke, dis moontlik nie. As mens so verskillend is, so divers is, hoe kan daar regtig eenheid wees? Maar dit is wat die Gees moontlik maak. Ons eenheid is in Christus, nie in kultuur of ras of taal of so nie. Daai goed is ondergeskik. Dit moenie tel nie. So mense moet nie vaskyk hier, is dit 'n man of 'n vrou. Mans is nou maar belangriker as vroue nie. Mense moenie dit doen nie, dit is verkeerd. Dan word die liggaam verskeur. Of jy's ryk, jy's belangriker. Jy's arm, jy's minder belangrik. Dit moenie so wees nie. Ons is gelykwaardig. Dit is net deur Christus wat ons gered word en kinders van God kan word. So dis nie oor onsself of ons agtergrond of ons geleerdheid of sulke tipe goed nie. Daar buite tel sulke goed baie en dit verdeel mense, maar by die kerk is dit anders. So ons moet dit onthou en ons moet dit uitleef. Ons hoor in vers 14, 'n mense liggaam het nie net een deel nie, dit het baie dele. Die voet sê miskien, ek is nie deel van die liggaam nie, want ek is nie 'n hand nie. Maar dan is die voet nog altyd 'n deel van die liggaam. En dan die oor sê ook miskien, ek is nie 'n deel van die liggaam nie, want ek is nie die oog nie. Maar dan is die oor nog altyd deel van die liggaam. Die probleem kom as mens jou vergelyk met ander, en jy dink, ek is nie so nie, so dan is ek nie goed genoeg nie. Ons is anders, ons kan nie alles doen nie. Niemand van ons kan. Maar jy kan iets doen. Jy het iets gekry by die Here wat jy kan gebruik. Jy het 'n gawes, jy het dalk 'n vaardigheid. Jy's goed met iets dalk, wat iemand anders weer nie met goed is. Almal kan nie sing byvoorbeeld. Dit weet ons, almal kan nie goed sing nie. Dit gaan nie werk as jy voorsang doen en jy kan nie goed sing nie. Almal kan nie goed met rekenaars werk, maar party kan. Almal kan nie preek nie. So, ons moet dit besef, maar ons moet nie dink as ek nie dit kan doen nie. As ek nie kan preek, is ek nie goed genoeg. Dis nie waar nie. Maar jy kan op jou unieke manier wel 'n bydrae maak. So dis belangrik dat 'n mens bietjie gaan dink, watter geleenthede is daar by die gemeente waarby ek betrokke kan raak. Dis nie net hier op 'n Sondag nie. Hier op die Sondag by die erediens is daar verskillende goed, soos die tafel is gereed gemaak, die wyn en die druiwesap en die brood is gereed gemaak. Baie kere is daar blomme, iemand doen die klank, hier's oopgesluit, hier's skoon gemaak. So verskillende goed gebeur al klaar hierso. Maar deur die week is daar ook klomp goed waarby mens betrokke kan raak. Daar's geleenthede. So mens moet vra, Here, wat druk U op my hart? En dan moet mens reageer daarop. Maar mens kan nie maar net 'n toeskouer wees en dink ander moet alles doen. Ek wil net kom vir 'n boodskap. Want jy's deel van die liggaam van Christus. As jy deel is, dan het jy 'n bydrae om te lewe. Soos ons liggaam. Elke deel het 'n bydrae. Ons gebruik ons hele liggame. Ons gebruik nie net een of twee dele nie. So dis 'n uitnodiging dat 'n mens kyk, hoe kan ek bydra? En dalk dit gebeur soms dat mens nie self mee kan kom nie, of jy kan nie meer so baie goed self bywoon nie, maar jy kan op 'n ander manier help. Jy kan dalk bid, of jy kan dalk 'n finansiële bydrae gee. Verstaan, daar's verskillende maniere, maar ons moet besef, as ek 'n Christen is ek deel van die liggaam van Christus. So mens kan nie dan eintlik sê, ek kom nooit nie, want dan vergeet mens, jy is deel. En dis soos daai puzzle, elke stukkie is nodig.
As 'n stukkie nie daar is nie, is daar 'n opening, daar's 'n leemte. Die prent kan nie voltooi word nie. So dis eintlik besonder om te dink, ek is deel van hierdie prent wat God het vir die kerk. Ek kan help dat daai prent voltooi kan word. Ek is nie niks of ek kan niks bydra nie. So dis vir ons 'n belangrike herinnering. Dis een van die gewoontes, daar op die skerm was ook al daai foto's, die legkaart stukkie. Dis een van die gewoontes wat ons wil inoefen, om te sê, ek is deel, ek moet betrokke wees. Waar kan die Here, waar wil hy my gebruik? Waar kan ek iets doen wat wat die liggaam van Christus help? Die wêreld sê vir ons, leef vir jouself, dit gaan oor jou. En mens vra dan maklik as mens heeltyd op die wêreld gefokus is, die Engelse vraag, what is in it for me? Dit gaan net oor me, myself and I. Wat kry ek daaruit? Ons moet eerder vra, wat kan ek bydra? Jy gaan kry ook, maar ons moenie dink, as ietsie lekker is vir my, of goed is vir my nie, of as iets vra van my, dan gaan ek dit nie doen nie. Dan gaan die gemeente nie goed kan funksioneer nie. 'n Paar kan nie alles doen nie. Dit moet ons besef. So, dis 'n belangrike uitnodiging. Ons hoor hier in vers 17, dis ook baie belangrik. As die hele liggaam 'n oog was, dink julle die liggaam sou kon hoor? Mens, dit is so duidelik, dit kan nie net 'n oog wees nie. Dit kan ook nie net 'n oor wees nie. Mens gaan uitmis, daar gaan 'n tekort wees. So, God het vir die liggaam verskillende dele gegee. Dit hoor ons in vers 18. Hy het elke deel gegee soos hy wou. So ons moet die verskillende dele aanvaar. Ons moet mekaar aanvaar. Almal is nie maklik om mee saam te leef altyd. Partykeer is myself moeilik dalk, maar partykeer is ander moeilik. Maar ons moet mekaar verdra en vergewe en lief hê. Dis belangrik. As die hele liggaam net een deel was, dan was daar nie 'n liggaam nie. Maar nou is daar baie dele, maar daar's net een liggaam. Ons het mekaar nodig. Ons is een liggaam. So diversiteit is eintlik 'n goeie ding, want mens kan mekaar aanvul. Dit help. Dis nie 'n probleem nie. Dis partykeer 'n bietjie moeiliker want is verskillende mense saam. Maar ons het mekaar nodig. Die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig. Die kop kan ook nie vir die voete sê ek het julle nie nodig. So as daar 'n kerkskering is, dan sal altyd 'n verlies. Mens verloor iets. As mense ook net wegraak, verloor mense iets. So dit is vir ons vandag die herinnering. Wees betrokke. Dis 'n voorreg om te kan deel wees van die Here se familie. Dis 'n voorreg dat ek ook kan dien, kan betrokke wees, 'n bydrae kan lewe. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir U genade en liefde. Ons dank U, Jesus, dat U ons gered het, maar ons bid vandag dat ons eenheid in U sal vind. Mens kan dit soms op by verskillende goed soek, en dan kry mens dit nie, want mens verskil. Here, maar ons bid dat ons as 'n goeie liggaam sal funksioneer, 'n gesonde liggaam. Bind ons saam, Heilige Gees, in liefde. En help elkeen van ons om geleenthede raak te sien, waar ons 'n bydrae kan lewe. Here, ons kan nie alles doen vir almal nie, maar ons kan wel iets doen. Ons kan wel 'n verskil maak. Here, help ons om daai beeld van die legkaarte, die legkaart stukkie te onthou. Dat ek het 'n plek, ek het 'n bydrae, ek is nodig. Here, ons het mekaar nodig. En ons het vir U nodig. Sonder U fokus ons maklik maar net weer op onsself. So ons vra, Heilige Gees, vat die selfsug weg. Maak ons diensbaar. Help ons om vir Jesus te lewe. Here, as ons verdeeld is, dan word daar eintlik 'n lyn deur ons getuienis getrek. Help ons om te onthou hoe ons saamleef
versterk of verswak ons getuienis. Mag mense ervaar, ons as 'n gemeente is 'n eenheid. Hier's liefde. Hierso is ons bereid om mekaar ook te vergewe. Hier dien ons mekaar. Dit is wat U wil hê, Here. U is vir ons die beste voorbeeld. U wat kom dien het, Jesus. U wat voete gewas het. U wat nederig was. Help ons om nie te veel van onsself te dink nie, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou vanoggend voor ons die nagmaal gebruik ook ons sondeskuld bely teenoor die Here. Maar ek gaan vir ons lees uit Lied 235. Voor U wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil U gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir U, o Here. Liefde doen aan niemand kwaad nie. Dis vervulling van die wet. Die gebod mag ons nie laat nie, maar met ywer daarop let. Jy kan net 'n paar oomblikke vat en net jou sonde teenoor die Here bely. Ons het nie die Here altyd lief met alles nie, en ook nie ons naaste soos onsself nie. Kom ons bely dit teenoor die Here. In 1 Johannes 1 vers 8 tot 9 in die Bybel vir almal vertaling hoor ons die volgende: as ons wil voorgee dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heeltemal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid nie. As ons egter voor God erken dat ons foute gemaak het en nooit weer dieselfde foute wil maak nie, sal God van sy kant af heeltemal van ons sondes vergeet. Hy sal ons ook geestelik skoon was van alles waarvan hy nie hou nie. Glo dit maar, want God bly getrou aan sy beloftes en doen wat reg is. Dit is daarom wonderlik om te hoor hoe genadig die Here ook is, dat hy ons so heeltemal wil skoon maak en dat hy heeltemal van ons sondes vergeet as ons dit bely. Ons is vry dan weer, ons is skoon gewas. Maar is belangrik dat ons hierdie vers onthou, vers 9, wat sê, as ons erken voor God dat ons foute gemaak het, en nooit weer dieselfde foute wil maak, dit is om berou te toon. Ek sê nie net jammer en ek worry nie daaroor en gaan doen dit maar net weer nie. Ek is jammer daaroor, maar ek wil ook nie weer dieselfde foute maak nie. Ek is regtig hartseer daaroor. Dit is wat ons moet doen. Dan sal ons weet, kan ons weet God vergeet van ons sonde en hy reinig ons, hy maak ons skoon. Ons gaan nou 'n video kyk van die geloofsbelijdenis. Ek dink is soms goed om dit ook net te hoor. Dis verskillende mense wat dit saam bely. Ons glo. Jy kan hom net weer begin van voor af en bietjie harder sit. Dit was nou Helderberg gemeente in die Weskaap wat hierdie opgeneem het. Ons glo. Ons glo. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God. Die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo. ek glo. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. vergifnis van ons sondes, Die opstanding van die vlees. en 'n ewige lewe. en die ewige lewe. Amen. 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 Die mense wat nou regstreeks kyk, kan nou net nie daai sien nie, want as ons dit nou deel maak van die PowerPoint, dan sukkel die rekenaar 'n bietjie, maar hulle kon dit darm nog steeds hoor. Dis besonder, dit wys maar net so weer hoe ons een is. Een liggaam, al is ons verskillend. Ons gaan nou die lied sing, die Onse Vader lied sing. Ons gaan bly sit. Ons sing hierdie lied saam en terwyl ons hierdie lied sing, kan die nagmaaltafel gereed gemaak word, asseblief. Ons gaan vanoggend 'n beurtspraak doen. Dit is die nagmaalgebed. So ek sê nou die gedeelte langs liturg en julle langs gemeente. So kom ons dit is 'n gebed wat ons so saam bid. Here ons God, dit is reg en goed dat ons dank aan U bring. Dit is ons plig om dit altyd en oral te doen. Deur Jesus Christus, ons Here. Ons dank U, want dit is U wat die hemel en die aarde geskape het, en wat alle dinge altyd in stand hou. U het ons ook geskape, en aan ons U skepping as woonplek gegee. U het aan ons die vermoë gegee om U te mag ken, en lief te mag hê, om U te mag vertrou, en te mag dien. U het ons as mense vir mekaar gegee om lief te hê
en na mekaar om te sien. U het u wêreld aan ons sorg toevertrou. U het vir u 'n volk uitverkies, verlos en gelei. Deur u profete het u u beloftes aan hulle gegee en hulle geleer om gelowig te wag op u toekoms van vrede. In die volheid van die tyd het u u seun Jesus Christus na die wêreld toe gestuur om ons sonde te kom dra, om alle dinge met God te kom versoen, om die vrede te kom herstel deur sy bloed wat aan die kruis gevloei het. Daarom prys ons u naam saam met die hemelse wesens, saam met die profete en apostels, saam met alles wat asem het. Ons dank u vir Jesus Christus, u enigste seun, wat vir ons gebore is, wat onder ons kom leef het, wat mense kom leer het, kom versorg het, kom dien het. Ons dank u dat hy oorgelewer is, ter wille van ons sonde, dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het, sodat ons vrygespreek kan word. Want in die nag waarin hy oorgelewer is, het hy brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Terwyl ons dan nou die maaltyd van die Here vier, dank ons u vir die lyding en sterwe van ons Here en Verlosser Jesus Christus en vir sy opstanding. Ons dank u dat hy leef en regeer en dat hy weer sal kom. Ons wil sy dood verkondig totdat hy kom. Here, gee aan ons die genadige werking van die Heilige Gees, sodat ons geloof deur die viering van hierdie maaltyd versterk sal word met die oog op beter en meer ywerige diens aan u koninkryk. Bind ons deur u Gees onderling in liefde saam as lede van die een liggaam. Gaan voort om u gemeente te vergader uit alle volke, nasies en tale. Gee dat die ryk van vrede, wat u in u Seun, Jesus Christus, beloof het, spoedig in sy volle heerlikheid sal aanbreek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou die wat by die tafel gaan sit vanoggend kan vorentoe kom. Dit is nou die wat verlede Sondag ook hulle geloof bely het met die geloofsbelydenis. Andrei kan ongelukkig nie hier wees nie, hy het 'n golftoernooi hierdie naweek aan. Maar hierdie twee, Ariel, is sy hierso? Ja, hier kom sy. Hulle twee is hierso en dan oom Niels en Ansu wat ook betrokke is by die jeug, sit ook saam hier aan die tafel. Ariel het gewonder, waar sit sy? Enige oop stoel kan jy sit. Julle kan maar kom sit. Die brood wat ons gebreek het, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. En die wyn of die druiwesap wat ons en die wyn en die druiwesap wat ons geskink het, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Ons kan nou die tekens uitdeel, so die wie dit doen kan vorentoe kom.
iemand dalk oorgeslaan met die uitdeel van die brood, of met die wyn of die druiwesap. So. Misschien net vir Anton kans om op te kan sit as hy. Neem nou die brood, eet dit, dink daaraan dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het en glo dat hy daarmee al jou sondes weggevat het. Neem nou die wyn of die druiwesap, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed vir jou aan die kruis gevloei het en dat hy so al jou sondes weggevat het. Kom ons bid nou saam. Here, U ken ons gedagtes as ons in hierdie oomblikke voor U stil is. Oorweldig deur U liefde, U genade, U ontferming, U grootheid. En vir U aanbid ons in verwondering, omdat U met ons bemoei, dat dit moontlik is, dat ons sondes kan bely, en dat ons in ons geloof versterk kan word, wanneer ons hierdie brood en wyn as tekens neem, wat vir ons herinner aan die prys wat U betaal het. Laat terugdink aan wat het gekos het, maar dan ook kan lewe in die oorwinning van U opstanding en dit wat U vir ons 'n nuwe werklikheid kom maak het. En nou is ons gebed dat U met elkeen van ons, van die jongste tot die oudste, sal wees elke dag, dat ons vir mekaar sal ondersteun. Ons is immers die liggaam wat die opdrag het om lief te hê, wat elke enkele een 'n rol het om te speel, 'n funksie om te vervul. Gebruik U vir ons met die liefde wat U vir ons het in Jesus, wat ook in ons sigbaar moet wees, om die verskil te maak. Here, ons staan voor U, met in ons hart net dankie, dankie, dankie Here vir wat U gedoen het om elke mens te red, waarvan ons opnuut op grond van die woord en die tekens verseker kan wees. Amen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word net.
sluit net die oë. Nee, weer baie dankie vir dit wat ons vanoggend kon bring. En ons vra vir u dat u dit sal gebruik in hierdie gemeente, maar ook in ons omgewing, weer. Maar dat ons ook vanoggend onsself sal gee vir dit waar u ons nodig het. Amen. As hy kom, ons kyk na 'n paar afkondigings. Dominee Robbie, die boekbespreking wat hy aan die gang het, hier op Woensdae aande, 6uur, is nog steeds aan die gang. Dit het net weggeval hier van die afkondigings af, so julle wat nog daar wil aansluit by hom, skakel vir hom asseblief. En dan donderdag, sonskynklap. 10uur donderdagoggend het ons weer sonskynklap. Kom woon dit by. As jy nog nie by aangesluit het nie, kom kuier by ons. Dis baie lekker. Daar's 'n wêreldmiddag vir mans en vroue by Sherwood. Dis ook nou die 5de. Ek sien nou 6uur in die aand. Die spreker daar is Jaco Strydom, as jy daar wil aansluit. Dominee Robbie gaan op 'n geloofsreis retreat, nou van komende maandag af, die 9de tot die 12de toe. Neem toch daar kennis asseblief. En dan sien jy ook daar, ons het weer borreltjies nog nodig, poets vir die bazaar, so 300 mm borrels, dis nou vir die ingelegde produkte. En dan sien ek, daar is 'n strandskoonmaak, Saterdag 14 Maart, tussen 9 en 11. Kontak maar weer af vir Dominee Robbie asseblief. Ek het nie verjaarsdag vandag gesien nie, maar almal wat in die week verjaar, mag julle nuwe lewensjaar vol vreugde, vrede en genade wees. Op die gebedsluis, Jean Alberts is oorlede. Kom ons dink aan die familie in die hartseertyd nou. En dan Relda herstel nog na operasie. Anita het ook operasie gehad in haar oog, as hy herstel. En dan my was in Joppie Klee, sukkel 'n bietjie ook met hulle gesondheid. Kom ons bid dat die Here ook vir hulle in hierdie tyd baie naby sal wees. Jy sien ook daar die lysie van die bazaar is nog altyd op die afkondigings. Kyk maar daar. As jy kan help, kontak asseblief vir Boets. En dan ek sien die van die 15de Maart af gaan ons begin om bestanddele te bring as dit vir u moontlik is. Baie dankie. Noem by die gebedsversoeke bid vir vrede, want daar is nou weer oorlog tussen Amerika en Israel en in Iran, en ek het sommer dadelik gehoor, daar is 'n skool gebom en kinders is oorlede, soveel ly as daar oorlog is. Dit kan baie eskaleer, dit kan 'n groot oorlog raak, so bid asseblief vir vrede. Ons slotlied is, ons wy onsself aan Christus toe, ons sing vers 1, kom ons staan en sing hierdie lied. Ontvang nou die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Ons sluit af met amen vir oggend.